Hier by die westelike muur of die klaagmuur in Jerusalem, lees ek vir ons 1 Konings 8 vers 30. Luister dan na die smekinge van die knegg en van die volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor, elke gebed na u woonplek, na die hemel toe. En as jy dit hoor, vergewe dan. Lang voordat Jesus op aarde was, het die tempel van Salomo in Jerusalem 'n simbool geword van die Here se teenwoordigheid op die aarde. Dit was 'n plek waar die mense aanbid het en offers gebring het en hoop gevind het. Die klaagmuur of die westelike muur wat steeds hier sal staan, dra daardie herinneringe dat die gebede gehoor en verhoor word hier. Selfs al is dit net in die stilte geskryf of op 'n klein briefie hier tussen die klippe ingesteek. Verskeie reisigers oor die hele wêreld, die Jode wat hier in Jerusalem bly, en Christengelowiges kom hierheen om hulle hartseer en hulle dank en hulle hoop neer te lê in die geloof dat die Here sal luister. Daar is baie diep simboliek in die manier waarop mense na die tempel draai en hulle gebede daar agterlaat. Die gebou self, die heilige ruimte en die stories van die Ou Testament herinner ons aan die Here se teenwoordigheid en van sy genade en sy getrouheid in elkeen van sy beloftes. En vir duisende jare was die tempel die sentrum van aanbidding en het 'n plek waar die mense fisies kon kom om hulle siele voor hom uit te stort. Toe Jesus gekom het baie dinge verander. Hy is die nuwe, die ewige tempel, die lewende tabernakel wat in ons harte kom woon het. Ons hoef nie meer na Jerusalem te reis dat ons gebede gehoor word nie. Waar ek en jy is en waar ons na hom toe draai, met volle sekerheid, hoor hy dit en hy sien dit. Die tempel van Salomo was die simbool van aanbidding en gehoorsaamheid, maar Jesus is meer as 'n plek. Hy is persoonlik teenwoordig in ons lewe. Laat ons elke dag na hom toe draai en in hom ons vrede en ons lyding en ons troos vind.